Kom ons sit so, dan bid ons saam. Hemelvader, ons weet dat as U die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan. As U nie die stad bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Ons besef maar net vanmôre, Here, dat U self U kerk bou, al blaak die hel met woede. Ons weet, Here, dat U kerk bou op U woord. Dis die grondslag van die gemeente van Christus. Dat ons sal sê met die grootste oortuiging in ons harte, so sê die Here, Here. Ons weet, Vader, dat U woord vir ons gegee is, want daaruit leer ons in die eerste plek wie U is, die heilige skepper van hemel en aarde. Ons sien ook U liefde geopenbaar in Jesus Christus. Ons verstaan ook dat U, Here, die Heilige Gees uitgestort het, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en om U kinders te lei in die volle waarheid. En ons dank U vanmôre, Vader, vir U woord wat hierdie dinge vir ons leer. Ons leer ook vanuit die woord dat ons sondaars gebore is, dat ons geen aptyd vir U het nie, dat ons, soos die Bybel sê, in opstand teenoor U gebore word, en Paulus sê dit so mooi, daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. En ons dank U vanmôre, Vader, dat U Heilige Gees deur die woord ons kom soek en oortuig en lewe in ons dooie siele bring, sodat ons kan uitroep om genade en verlossing in Jesus Christus maak. Wat 'n kosbare boek, en soos daar die sonnaskool liedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. Vader, baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, dankie vir elkeen wat ingeskakel is, dankie vir elkeen wat die tyd uitgekoop het. Ons lewe in uitdagende tye. Ag, ons dink maar net aan die beerdkrag, Here, dit is 'n geweldige uitdaging vir ons in ons dag, wanneer ons moet opstaan en moet klaarmaak, wanneer ons na die werksplek moet ry, wanneer ons kerk toe moet kom, en dierbare Here, ons vra dat U vir ons genade en geduld sal gee, dat ons ook in lankmoedigheid verander sal wys, dat Christus deur sy Gees in ons woon, en dat hy sagmoedig en nederig van hart is, en ons by hom kan leer, sodat ons rus vir ons siele kan vind. Opstandigheid gaan ons nêrens bring nie, daarom kom bid ons vir ons regering, Here. Ons vra dat U vir hulle met wysheid sal bekragtig. Die Bybel sê vir ons dat U stel konings aan en U stel konings af, en ons lees in Romeine 13 dat U regerings daar stel, en Here, alles ons hoe ons stel oor dit wat aangaan, bid ons, dat U hulle siele sal red, dat U vir hulle met wysheid sal bekragtig, sodat hulle ook kan besef, hulle staan onder U gesag, die heilige God, wat elkeen sal oordeel, en van elkeen verantwoording sal eis. Dierbare Here, ons bid vir U kerk op aarde. Ag, ons vra soos daar die pragtige Halleluja lied sê, besoek U werk, o Heer. Ons bid nie net vir ons gemeente nie, ons bid vir elke kerkdenominasie wat bely dat hulle Christelik is, dat U hulle sal uitbring by die ware betekenis van Christelik, om soos Christus te wees. En ons kan alleen soos Christus wees as ons bou op die fondasie en die fundament van die woord. En ag Here, ons pleit en ons vra dat U kerk sal bou, en dat U vir ons genade sal gee om 'n klein deeltjie, Here, dan te hê aan hierdie groot opdrag om die evangelie uit te dra. Ons bid vir vanmôre se erediens. Vader, sal U spreker en hoorder op 'n besondere manier naby wees, want ons bely sonder U kan ons niks doen nie. En daarom pleit ons, Here, dat U nou vir ons ore sal grawe om te hoor en ontvanklike harte sal skep, en dat ons hier vandaan sal beweeg soos die Emmausgangers met brandende harte in ons, om ook hierdie waarheid aan ander mee te deel. Want Here, daar is 'n verlore wêreld wat wegsink in sonde, en daar is een boodskap, die evangelie boodskap, die blye nuus, dat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, ons is hier om U te verhoog, deur U seun Jesus Christus, en die kragvolle werking van die Heilige Gees, en daarom vra ons nou, verheerlik U naam in ons midde, en ons bid dit met soveel danksegginge. Amen. Vriende, ek nooi met die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, by Openbaring die 7de hoofstuk. Nou ons gaan 'n paar verse lees uit Openbaring 7, en dan 'n paar verse uit Openbaring 14. Nou ons is tans besig met hierdie reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou ons het ongelukkig nog nie aanddienste nie, ons behoort seker vroeg in die volgende jaar, of in die komende jaar, behoort ons seker weg te val met aanddienste, en ons bidure sal ons seker dan ook in aanvang laat kom, so in die nuwe jaar. Tans saai ek die kort oordenkings uit in die oggende,
As u dit nog nie ontvang nie, is u baie welkom om vir Ethel te kontak, dat sy u op die groepie plaas. Nou, ek gaan môre bietjie begin met die gedagtes, reeksie. Nou, iemand sê vir my die week, of laasweek, lyk my, tot jou oordenkings is reekse. Nou, ek hak vas by reekse, want 'n mens leer meer as jy so deur 'n boek werk, of deur 'n tema werk. Nou, ek gaan van môreoggend af begin praat oor die gedagte, ons identiteit in Christus. Wie is ons in Christus? En ek dink ons het nodig om bemoedig te word met hierdie groot waarheid. Nou, ons is besig nou met hierdie kort oordenkings in die oggende, en dan vereers volstaan ons net by die reeks uit die boek Openbaring, want ek wil graag klaarmaak met die boek voor die wegraping plaasvind, en ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit gaan spoedig wees, soos ons die profeseë sien in vervulling gaan. Vanmôre gaan ons derde boodskap hou, of bring dan oor die 144.000. So kom ons kyk dan wat leer die Here vir ons lees saam, en dan gaan Regard vir ons net 'n lied sing, dan kom ons by die prediking van die woord. Openbaring 7, ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes, uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda 12.000 verseeldes, uit die stam van Ruben 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser 12.000 verseeldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseeldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi 12.000 verseeldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseeldes, uit die stam van Sebulon 12.000 verseeldes, uit die stam van Josef 12.000 verseeldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Nou vriende, ons gaan oorgaan na Openbaring 14 toe, want u sal sien, dieselfde groep wat ons in Openbaring 7 ontmoet, vind ons ook in Openbaring die 14de hoofstuk. Ons gaan net die eerste 5 verse saam lees. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat alself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Ons lees dit tot sover saam met die woord. En vriende, ons is besig met hierdie kort reeksie uit die boek Openbaring, of is nou 'n lang reeks, ek weet nie, jy moet self besluit. Vir my is 20 boodskappe om tot by hoofstuk 7 te kom nie baie nie. Vir ander ouens sal dit seker baie wees. Ek hoor op 'n stadium toe Dr. John MacArthur gepreek het uit die boek Lukas, het hy 15 jaar lank uit Lukas gepreek. Mense het nie gevra watter jaar het jy lidmaat geword nie, hulle het gevra by Lukas, wat 'n hoofstuk en wat 'n vers het jy lidmaat geword. Nou, ons wil nie dieselfde doen hier nie, ons poog om so vinnig moontlik deur hierdie boek te werk, en ons vertrou die Here dat hy ook verheerlik sal word, en dat die Here ook geëer sal word in dit wat ons dan vanmôre met mekaar gaan deel. Nou praat vanmôre met u oor die gedagte van die 144.000 onberispelike getuies. Nou, ek het vir u al reeds gesê in die boodskap wat verby is, net so kort oorsig, dat hierdie 144.000 is nie die Jehovah's getuies of die 7-dagse Adventiste nie. Daar is baie van hierdie groepe wat meen dat hulle superheilig is, die 144.000 sal wees, en vir baie duidelik gewys uit die skrif, dat hierdie 144.000, 12.000 Jode uit elke stam van Israel sal wees, omdat die Here sê hy het 'n besondere plan met sy volk Israel. Die kerk van Jesus, die Nuwe Testamentiese gelowiges, het nie die volk Israel oorgeneem en hulle plek ingeneem nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as u die boek Romeine gaan lees, dat die Here vir 'n tyd lank hierdie volk verhard het, sodat die heidene kan inkom. Ons is heidene, almal wat nie Jode is nie, is heidene, sodat ons gered kan word, en dan ook hierdie kosbare verlossing in Christus kan smaak.
Ek het vir u gesê, hierdie 144.000 kom tot bekering aan die begin van die verdrukking en leef deur die loop van die verdrukking, of dan ook die groot verdrukking, soos dit bekend staan in die tweede helfte van hierdie 7 jaar, om kragtig vir die Here te getuig. Ek het vir u gesê, hulle sal die seël van die Here op hulle voorhoofde dra, en word beskou as die eerstelinge van God se sieleoes, aan die begin van die verdrukking, en daarom het ons ook gepraat oor hierdie groep mense wat gestaan het om die troon, of onder die troon van God, die ontelbare menigte, dis hulle wat gered sal word in hierdie tyd dan ook van die groot verdrukking. Ons lees weer in Openbaring 14 van hulle, en ons sien in Openbaring 14 so 'n bietjie meer van hulle karakter. En ek het verlede week vir u gesê, dat hulle is vrygekoop van die aarde, dit was ons eerste gedagte gewees, Openbaring 14 vers 3, hierdie 144.000, wat die Here red, is vrygekoop van die aarde, en ons het by die eerste geestelike les uitgekom in die vorm van 'n vraag, en wie kan onthou wat die vraag was laasweek? Die vraag is u al vrygekoop van hierdie aarde, deur die soendood van Jesus aan die kruis? Vriende, ek wil vanmôre vir u baie duidelik stel, ons almal is nie kinders van die Here nie. Almal word nie gered gebore nie. Die doopwater maak my nie 'n kind van God nie. Die Bybel sê ek moet vrygekoop word. Ek is 'n slaaf van sonde. Die Bybel sê ek is dood in my sonde en misdade, en daarom moet Christus my lewend maak. Daarom getuig ons uit genade is ons gered. Ons het na die gedagtes gekyk verlede week, dat as ons aan die Here Jesus behoort, vriende, dan moet ons weet ons is nuut gebore. Ons is van bo gebore. Daar is te veel mense wat 'n oorgawe maak aan Jesus. Hulle steek hulle hand op. Hulle kom uit by een of ander kamp. Hulle bid agter die dominee 'n gebed aan, maar hulle lewe verander nooit nie. Ek het vir u gesê, geboorte van bo, wedergeboorte is iets waarvan ek sal weet, en dit sal duidelik in my lewe sigbaar word. Die vraag wat ons beantwoord het verlede week is, wat is wedergeboorte? Vir u gesê, dis 'n daad van God. En wat bedoel ons daarby? Eenvoudig, ons moet geestelik van bo uit God lewend gemaak word. En die vraag, waarom? Eenvoudig, omdat die Bybel leer dat ons geestelik doodgebore word. Van ons geboorte af is ons wil gebonde deur sonde. Daarom leer ons kinders nie om te sondig nie. Hulle doen sonde van die geboorte af. Niemand van ons het ons kinders geleer lieg nie. Niemand het hulle geleer steel nie. Niemand het hulle geleer om hulle hier meer te verloor nie. Dit kom van nature, want ons word so gebore. Daarom moet ons nuut gebore word, en dit is wat die Here ook vir Nikodemus in Johannes 3 sê. Die 8ste vers van Johannes 3 is besonder, waar die Bybel sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, en jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. God die Heilige Gees doen hierdie groot werk in my siel. Die tweede gedagte was gewees, hierdie daad van God word dan ook gedoen op grond van die bloed van Jesus. Met ander woorde, Christus is die enigste offer wat dan gebring is dat ons gered kan word. Hy was die sonde draer gewees. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5:21 dat God het hom, Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Daarom wil ek vanmôre vir jou vra, weet jy dat God 'n daad in jou siel gedoen het, en dat dit op grond van die bloed van Christus geskied het? Dis ook 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Jy en ek sal weet as God ingegryp het in ons lewe. Luister, die dag toe ek voor die kansel gesê het, I do, toe vat ek iemand saam. Ek kon nie gesê het, I do, en dan loop ek uit by die kerk, en ek gaan leef my lewe van een man, en doen my eie ding verder nie. Ek het my vrou saamgeneem, en die dag as ek die Here God ontmoet, of meer nog as hy my red, as hy my lewend maak, dan begin ons saam die pad stap, en dis God wat deur sy Gees in my werk, en daarom is dit 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe, en hoor gou, dit maak van jou 'n nuwe skepsel. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Jy word nie volmaak nie, maar deur God se Gees word jy 'n nuwe skepping. Die Here begin, en hy deur sy Gees begin al hoe meer Christus gestalte in jou laat kry, en jy ontvang die goddelike natuur. Eens was jy lief vir die sonde, en nou haat jy sonde. Daar is berou oor sonde as jy dit doen. Daar was op 'n stadium nie 'n liefde vir die woord nie, en jy het nie verstaan wat God deur sy woord sê nie, en ewe skielik begin jy opstaan in die môre en sê, ek wil graag die boek lees. Die boek wat God vir ons gegee het.
Sy ewige evangelie, en verstaan nie, maar as ek nie lief vir die kerk nie, dit het my geïrriteer. Ek het hier gesit en by myself gedink, wil die ou kanaap daarvoor nie net klaar kry nie. En nou ewe skielik is daar 'n verlang in my siel, dat ek kan hoor wat God deur sy knegt aan die kudde sê. Dit is wat hierdie mense ook ervaar het, hulle is vrygekoop van hierdie aarde, sodat hulle diensbaar kon wees vir God. Die tweede gedagte verlede week, hulle het moreel en sedelik rein gelewe. Vir u gesê, ons leef in 'n tyd waar die kerk van die Here Jesus gebombardeer word met die seksuele sonde. Een na die ander prediker val in seksuele onreinheid. Dis asof ons nie meer die standaard van God kan sien nie, en die hartseer is, die meeste predikante word dan vir so 6 maande onder tug geplaas, kry vol salaris, word na die volgende gemeente geplaas, waar hy met die volgende vrou gaan lol, en dis hoe die wêreld die kerk van Jesus sien. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vrygekoop is deur God, dan leef jy sedelik en moreel rein. Gaan die versoekings kom? Verseker, as jy 'n man is, heel moontlik meer as 'n vrou. Een van die predikers het gesê, as hy saam met sy seuns in die inkopiesentrum loop, is hy omtrent soos 'n samejoer. Dan stap die seuns voor en sê vir hulle, oë links. Dan weet hy daar is iets regs wat aan die gang is. En dan is dit oë regs, en so gaan hulle deur die inkopiesentrum, om maar net so 'n bietjie kruidenierswaardig te gaan koop. Want u sien, die wêreld bombardeer ons met die begeerlikhede van die oë. Daarom, hierdie 144 getuies was sedelik rein voor die Here gewees. Die Bybel sê dat hulle nie met vroue besoedel nie. Dit beteken eenvoudig, hulle was 'n man van een vrou gewees. Liewe kind van God, as jy vanmôre gered is jy man van een vrou. Die geestelike les verlede week was, dat ons die Josef gesindheid sal openbaar, Genesis 39 vers 7. Onthou u van mevrou Potifera? Ag, verskoon asseblief die platvloerse Afrikaanse woord, sy was oral gewees. En sy het hierdie jong man, Moses of Josef, in haar vizier gehad, en sy het gesê, Josef, vir jou soek ek. En Josef sê vir haar, ek kan nie. Waarom nie? Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Luister, elke keer as jy en ek seksueel sondig, of dit nou deur iets is waarna ons kyk, of dit fisies doen, is God teenwoordig. Hoe sal ek teen God so iets doen? Hy is die heilige wat sy seun aan die kruis gegee het. Die derde gedagte vanmôre dan, en dit was nou nog nie die preek nie, was die inleiding, dis die lustermasjien wat aan die gang kom. Nou kom ons by die derde gedagte, en daar's nog net so 6 of 7, dink ek. So hou moed, nie heeltemal nie, is net 'n grap, tongenetjies, nog 3 gedagtes vanmôre. Hierdie 144.000 sê die Bybel verder, hulle die lam gevolg onder baie moeilike omstandighede. Hulle was vrygekoop van die aarde, hulle was sedelik en moreel rein gewees, en die Bybel sê hulle die lam gevolg onder baie moeilike omstandighede. Ek lees vir u Openbaring 14 vers 4. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle was maagdelik rein. Ek het dit verlede week vir duidelik wat hierdie maagdelik rein beteken. Nou sê die res van die vers, dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Toe ek hierdie boodskap oordink, toe dink ek by myself, wat sal Johannes bedoel onder leiding van die Heilige Gees, as hy sê, dat hierdie 144.000 die lam gevolg het, waar hy ook heen gaan. Die lam hier word verwys na Christus. Die lam met 'n hoofletter, die een wat sy lewe kom gee het, en ek het onmiddellik gedink aan Jesaja 53, en vriende, ek het dit vir u gesê, en dis die rede waarom ek vanmôre hier staan. Jesaja 53 gaan nie oor die genesing van jou liggaam nie. Dit gaan oor die genesing van jou siel. Dit gaan oor die sonde probleem, wat soos 'n siekte jou siel en jou wese uitmergel. Dis is 'n kanker wat aan jou vreet, en nou sê die Bybel vir ons in Jesaja 53, deur hierdie profeet Jesaja. Hy sê, hy, dis Christus is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Ek wil hê jy moet die gedagte kry, die prentjie kry.
Die Here Jesus Christus as lam van God was verbruisel. Hy was deur mense misverstaan. Hy was later deur hierdie skrifgeleerdes en fariseërs gekruisig en hy was bespot en gehoon. En die Bybel sê dat ons die Here Jesus in dieselfde manier moet volg. Dank die Here, ons word nog nie fisies vervolg nie. Ons sal nie gekruisig word nie, heel moontlik nie. Ons weet nie, mense kan barbaars raak, gaan lees die geskiedenis, gaan lees oor die tyd van die vroeë Christene, hoe wreed hulle vervolg was en hoe hulle vandag vervolg word. Maar die gedagte is net, as ons van die aarde vrygekoop is dit nie om rykdom, roem, gesondheid, voorspoed te beleef nie, maar om die lam te volg, waar hy ons ook al lei, wat ook al ons omstandighede mag wees. As ons Openbaring 6 tot 18 lees, vriende, wat gaan oor die groot verdrukking, dan besef ons dat hierdie 144.000 geen maklike tyd beleef het nie. Hulle het midde die anti-Christ regering soos onwankelbare pilare gestaan en getuig van Jesus wat hulle vrygekoop het deur sy bloed. Hulle was nie goeie weers Christene nie. Jy ken mos die deursnee persoon vandag. Hoe gaan het? God is goed vir my. Wonderlik. Dan sien jy hom 2 weke later, die hond is dood, die vrieskas het gebreek en die kar is gestamp. Hoe gaan dit met jou? Ek weet nie waarom God kwaad is vir my nie. Ek weet nie wat die ou baas teen my nie. Dan dink jy by jouself, is dit die deursnee Christen? Nee. Die pragtige gelykenis wat Jesus vertel van die 2 huise wat gebou is op die sand en op die rots, sê die Bybel, teen al 2 hierdie huise het die storms van die lewe gekom en die een het staande gebly en die ander een het geval. Hoe kan ons staande bly te midde van die omstandighede? Omdat God deur sy Heilige Gees ons staande hou. Hierdie 144.000 het deur die groot verdrukking gegaan. Die anti-Christ vervolg hulle. Daar is moord en doodslag en hierdie 144.000 volg die lam. Hulle oë is gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van hulle geloof. Hoor hoe pragtig beskryf Paulus hierdie saak in 1 Korintiërs 4:11. Paulus praat van die kinders van die Here. Hy sê tot op hierdie uur ly ons honger en dors. Is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond. En soeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos, soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword. Die afskraapsel van almal tot nou toe. Wat probeer ek vir u vanmôre sê? Vriende, ek het geen reg om op te staan nie. Al wat ons het is God se woord. En deur God se waarheid moet ons reg en geregtigheid laat geskied, al kry ons wind van voor. Die meeste dink as jy kind van die Here is, moet jy stil bly oor alles. As daar ongeregtigheid plaasvind, moet jy stil bly. Alles moet maar net onder die mat ingevee word. Gods water oor Gods akker. Nee, soms gaan jy juis verdrukking kry. Wanneer jy opstaan vir die lam, wanneer jy opstaan vir Christus en sê, hierdie saak is verkeerd. Jy sal gou agterkom hoe mense wat eens op 'n tyd baie van jou gehou het, ewe skielik niks van jou sal hou nie. En jy sal wonder nou, wat het ek verkeerd gesê? En jy sal met jou vrou praat en van sê, pop, het ek iets verkeerd gedoen? En dan sal sy miskien so half van jou stamp en sê, jy het gepraat oor Christus. En jy het die verkeerd uitgewys. En daarom raak mense kwaad. Daarom wil ek vir u sê, hierdie 144.000 getuies as mense wat die lam gevolg het, ongeag die stryd wat hulle beleef het, die vervolging, die misverstande. Selfs as hulle uitgeskel was, hulle nie terug uitgeskel nie. Want die Bybel leer vir ons, van die Nuwe Testamentiese kerk begin het, in Handelinge 2, het vervolging in Handelinge 8 uitgebreek, en het is tot vandag toe nog deel van die kerk van die Here Jesus. Sommige plekke erger vervolging as ander. Hulle het gelei, maar vriende, hoor gou, een ding is seker. Hulle het nie hulle moeilike omstandighede gebruik as verskoning om lou, koud en afvallig te raak nie. Nou wat is die volgende geestelike les, die derde geestelike les wat ons gaan leer uit die 144.000 getuies? Stryd, lyding, ongemak, vervolginge, siekte, probleme, misverstande sal. Ek wil hierdie woord onderstreep. Dit sal van tyd tot tyd deel van die kind van die Here se lewe wees, en moenie hulle glo wat sê jou beste lewe is nou.
en moet nou geleef word nie. Ek het onlangs vir my kinders gesê, nou Calvin is al moedeloos met my, dan sê my pa, kyk die Ferrari, dan sê ek, hy's mooi, maar hy gaan eendag verbrand. En dan kom ons by die volgende ding is, dan kom jy by die golfbane aan, die pragtige huis staan daar, en sê pa, kyk die huis, dan sê ek, pragtig, hy gaan eendag verbrand, so jou beste lewe is nie nou nie, al het jy die beste van hierdie lewe. Daar is 'n dag wat gaan aanbreek, wanneer die verlosser, Jesus Christus, ons monde gaan laat oopval, by wyse van spreuke, wanneer ons sy heerlikheid sien, en ons gaan by onsself dink, hoekom het ek soveel tyd spandeer aan die goed wat sal vergaan? Ek wil vir jou sê, elke druppel lyding, stryd, probleme, misverstande, siekte, wat ook al oor jou pad kom, is wat God vir jou afgeweeg het, om jou te heilig, om sonder gebrek voor hom te staan. Daarom sê 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Johannes 16:33, dit ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hulle vra dikwels, vriende, die vraag, hoe kon Christene in die vorige eeue aan 'n brandstapel vasgemaak word en lewendig aan die brand gesteek word en lofliedere gesing het? Hoe is dit moontlik? Die Bybel sê eenvoudig dat julle in my vrede kan hê. Hierdie tentwoning word afgebreek. U kan sien, ek word elke dag ouer. Ek word gryser. Die liggaamskrag neem af. Hierdie uiterlike word afgebreek. Die Bybel sê die innerlike moet dag na dag vernuwe word. Dis die geestelike les. Volg die lam waar ook al jou lei. Al gaan jy vanmôre deur die dal van doodskade weer. Jy hoef nie te vrees nie, want God is met jou. Dis die les wat ons vanmôre moet leer. Ons kan hierdie dinge nooit, ja, ons mag dit nooit as 'n verskoning gebruik vir die halfhartige oorgawe en lewe aan die Here nie. Die oproep bly weer klink deur die eeue, naamlik wees getrou tot aan die einde. Dien die Here, al is die omstandighede ook hoe moeilik. Sê die Here nie vir die gemeente in Smyrna, Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat julle sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Het jy gelet wat staan hier? Hoor, het staan daar. Die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Was dit nie presies wat in die hemel plaasgevind het, toe Job op aarde was, en hy het niks van dit geweet nie, dat die duiwel vir die Here sê, ag, Job dien jou, omdat jy vir hom gee. Kyk sy kinders, kyk sy huis, kyk al sy vee, kyk al die dinge, en die duiwel sê, ja, wat? Vat dit weg van hom, en ons sal gou sien wie Job werklik is. Dank die Here vir die voorbeeld, hy was getrou tot die dood toe. En die Bybel sê ons sal die kroon van die lewe ontvang. So hierdie groep mense is vrygekoop van die aarde. Hulle was moreel en sedelik rein, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hulle deur hierdie verdrukkinge en deur hierdie stryd die Here gevolg het onder baie moeilike omstandighede. Die 4de gedagte, vriende, in hulle monde was die waarheid. In hulle monde was die waarheid, vers 5 van Openbaring 14, sê in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle sonder gebrek voor die troon van God. Jy onthou nog, ek het vir u gesê, ons ontmoet hulle in Openbaring 7, en dan weer in Openbaring 14, en ons sien ietsie van hulle karakter, en die Bybel sê vir ons, dat in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie. Daar was geen valsheid nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat die waarheid is die teenoorgestelde van die leuen. Die Bybel leer vir ons dat mense se oggend en aand praatjies moet dieselfde wees. Daarom sê die Bybel, moenie vir mekaar lieg nie, maar spreek die waarheid die een met die ander. Dis hoe hierdie 144.000 getuies was. Ek sê dikwels vir mense, hier is ek, ondersoek my lewe as jy wil. Hier is my rekenaar, maak hom oop. Daar is my bankbesonderhede, kyk daarna. Hoekom? Want 'n kind van God lewe nie 'n lewe van bedrog nie. Hy steek nie goed weg vir ander mense nie. Hy's oop en bloot en hy sê, dis wie ek is, want ek wandel voor God en nie voor mense nie. Die tyd waarin ons onsself bevind is 'n tyd waar Christene met baie goed besig is. Praat onlangs met 'n man wat by 'n besigheid betrokke is en hy sê hoe die eienaar
dikwels vir hulle sê, julle moet nie hierdie ding verklaar nie, en onthou as hierdie mense bel, dan sê julle sis en so, en hulle het net gesê, ons sal dit nie doen nie. Al kost dit ons werk. Is dit vandag nog so in die kerk van die Here Jesus? Ek dink nie so nie. Dit lyk of die kerk van die Here Jesus en die wêreld in die huwelik getree het. Dat ons dink alles draai om rand en sent. Hoe kan ons onsself verryk? Luister vriende, as ons kinders van God is daar nie bedrog in ons lewens nie. En as daar bedrog te vind is, dan gaan ons na die kruis toe en in belydenis en berou sê ons, Here, vergewe ons en help ons. En as ons dan moet pak kry vir ons sonde wat ons gedoen het en getuig word deur die Here, help ons Here om dit te aanvaar en met die nodige ontzag dan ook deur te gaan om U te eer. Hierdie 144.000 getuies se woorde was met sout besprinkel. Hulle het nie vir mekaar gelieg of halwe waarhede gepraat nie. Hulle was nie bedrieërs nie. Hulle was onberispelik. Luister, as ek en jy mekaar vanmôre nie kan vertrou nie, wat is die doel van kerk wees? As ek moet wonder as U hier vandaan ry, wat gaan U van my sê en waarmee gaan U besig wees en hoe gaan U 'n voordeel probeer uit die gemeente trek of ek uit die gemeente trek, dan mis ons die doel van Christendom. Hierdie 144.000 getuies, die Bybel sê hulle in hulle monde was waarheid gewees. En dis ons 4de geestelike les. Kolossense 3 vers 9 sê, lieg nie vir mekaar nie. Omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. U sien, wanneer ek lieg, is ek besig met bedrog. Dan probeer ek 'n rad voor iemand se oë draai. Ek probeer 'n storie opmaak om iemand se guns te wen of miskien iemand te mislei om in iets betrokke te raak en hulle weet nie wat die hele storie is nie. Ek wil vir u sê, gaan kyk maar waarom die regering deesdae so half hardhandig met die kerke werk. Sal maar die kerke in hierdie saak nie voor God meer reg wandel nie. Luister ons woorde, ons gesprekke mag nie met leuns besaai wees nie. Waarheid moet deel van ons elke dag se lewe, gesprekke en doen wees. As iemand van jou rekenskap vra, doen aan hom rekenskap, met die nodige vrees en die nodige agting vir die Here. Daardeur sê ek nou nie as jy jou bankbalans vra, sê vir hom, luister, hier is hy en hy sê, ek het 'n paar rand nodig. Ons praat nou nie daarvan nie, maar ons praat van dat jy eerbaar sal wees in dit wat jy doen. Hoor wat sê Spreuke 14 vers 5. 'n betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuns uit. Ek wil vir u sê, hierdie 144.000 was nie mense wat hulle opgehou het met leuns en bedrog en boosheid en mense wat uit twee monde gepraat het nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê, if you don't lie, you don't have to remember. As jy met 'n eerlike lewe of eerlik lewe en moet woorde omgaan waar jy nie nodig het om elke keer te wonder, wat het ek gelieg 'n paar weke terug om hierdie saak nou weer te verduidelik nie. Dan gaan mense agterkom, jy is betroubaar, jy is iemand wat nie bedrog in jou het nie. Maar as hulle hoor jy sê dit en, ek wil niks sê oor die vissermanne nie. Dink maar mooi hoe ver jy sê, hoe ver die visse twee oë van mekaar af was. Want party ons praat van die karp wat hulle gevang het, lyk omtrent soos 'n haai. Maar die gedagte net so tong in die kies. Die hele gedagte hier is net, ons moenie met leuns omgaan nie. Want waarom moet ons nie met leuns omgaan nie? Want die kerk van Jesus is gebou op waarheid. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Waarin vind ons die waarheid in God se woord? Jesus was nie 'n leienaar nie. Hy was iemand wat opreg gewandel het. Hy was sondeloos. Hy leer sy disippels dat hulle hierdie selfde gesindheid moet handhaaf. Daarom sê Paulus vir die gemeente in Efese, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Ons moet die leuen af lê. In ander woorde, ons moet dit neer lê. En vriende, as mense jou dalk beskuldig van 'n leuen, maak seker dat dit wat hulle sê nie die waarheid is nie. Sagaria 8 vers 16. Dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. En watter vrede en vreugde is om 'n deel te wees van 'n gemeente, 'n kerk van Jesus, waar jy 'n broeder kan vertrou.
Mag die Here vir ons genade gee. Die laaste gedagte vanmôre. Hulle was sonder gebrek. En voor jy van jou stoel afval en jy dink vir jouself, maar dan gaan ek dit nooit maak. Sonder gebrek, met ander woorde, ek moet volmaak wees, dis nie wat ek gesê het nie. Hierdie 144.000 getuies was sonder gebrek. Wat bedoel die Bybel? Openbaring 14 vers 5, in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Sonder gebrek beteken nie sondeloos nie. Dit beteken ook nie hulle was finansiëel welaf en het geen tydelike gebrek gehad nie. Nee, dit beteken dat hulle opreg, heilig, rein en onbesmet voor die Here gewandel het. Hulle het nie in bewuste en moedswillige sondes geleef nie, as ek dit vir u so kan beskryf. Hulle het nie opgestaan in die môre en by hulle self gedink, hoe kan ek vandag my buurman indoen? Of hoe kan ek vandag met hierdie sonde deel of heel nie? Daar was 'n begeerte in hulle siele om die lam te volg en 'n heilige lewe te leef. Daarom bid Dawid ook dat die Here hom moet bewaar van moedswillige sondes. Wat is 'n moedswillige sonde? Jy weet wanneer jy dit wil doen, dat die Gees jou oortuig en jy sê, man, ek gaan dit nog steeds doen. En ek wil vir jou sê, as jy besig is met dit en daar's nie diepe berou in jou siel nie, dan moet jy vir die Here vra, Here, ken ek u werklik? U sien, hulle het nie in bewuste en moedswillige sondes geleef nie. Hierdie gedagte van sonder gebrek vind ons in Eksodus 12:5. U onthou mos toe die Pasga ingestel was, moes hulle 'n lammetjie geslag het, dan moes eers 'n lammetjie gebring word, dan moes hulle hom ondersoek het, was hy nie blind nie, was hy nie doof nie, is een van die pote nie dalk gebreklik gewees nie. En as hierdie lam na 'n paar dae ondersoek was, het hulle hierdie lammetjie geslag en die bloed was aan die deurposte en die kusyne gesmeer. En dis dieselfde beginsel as wanneer die Here my begin ondersoek. Wanneer hy my siel begin ondersoek, wat sien hy in my? U sien, ons gaan nooit sondeloos wees nie, maar wat God soek in 'n kind van hom, sy lewe, is daar die begeerte wat jy elke dag uitspreek, Here, deur u genade wil ek sonder gebrek lewe. Ek wil geen sonde vandag doen nie. Moenie bid, Here, help my om vandag net 5 te doen. Ek het gister 7 gedoen, as ek vandag 5 kan doen, het ek baie verbeter as 2 minder. Dis nie die gedagte nie. Jy moet opstaan in die môre en sê, Here, ek wil geen sonde doen nie. En gaan jy 'n dag deurgaan deur geen sonde te doen nie? Nee, jy gaan nie. Maar die begeerte is elke dag, ek jaag na heiligheid, ek streef na volmaaktheid. En wanneer ek val, want jy en ek gaan val, dan het ons 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. En hy roep ons, en ons kan belydenis voor hom doen. Die laaste geestelike les vanmôre. Die Here het ons verseker nie gered, vriende, om die res van ons lewe sukkelend geestelik te bly leef nie. Hy het ons gered sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in heerlikheid te kan wees, sodat ons voor sy heerlikheid kan stel sonder gebrek. Luister, in Jesus Christus se soendood is ek en jy volmaak voor God. Glo jy dit? As God vanmôre na Yuri kyk en hy kyk na my en hy kyk na Jan en hy kyk na al hierdie mense wat hier sit wat weergebore is en hy kyk na ons, dan sien hy ons in sy seun as volmaak. Beleef u en ek hierdie volmaaktheid? Nee. Paulus sê, daar is elke dag hierdie smagting, hierdie honger en dors na meer van Christus, en dis 'n eienskap van 'n kind van die Here. 'n Selfregverdigende fariseer sê, ag, weet jy wat, ek is my van geen ding bewus nie. Ek het onlangs vir 'n ouer predikant gesê, toe ons praat oor die van geen ding bewus nie, toe sê ek vir hom, dominee, die Bybel sê, as jy sê dat jy geen sonde het nie, mislei jy jouself, en die waarheid is nie in jou nie. Ek sal nie vertel wat verder gebeur het nie, kom ons gaan aan met die preek. Kolossense 1:22 sê, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Waarom red die Here my en jou? Dat ons se brandpolis kan hê om hemel toe te gaan? Nee, hy red ons dat ons kan word soos Jesus. Dis 'n lewenslange proses. Die Bybel sê ons moet elke dag ons kruis opneem, ons moet elke dag sterwe aan onsself, ons moet elke dag ons oë gefestig hou op Jesus.
En ek wil vir u sê wat Dr. Warren Wiersbe gesê het, the Christian life is a life of new beginnings. Elke dag kry jy 'n nuwe môre. Dis 'n geskenk uit God se hand. Vergeet wat verby is, strek jou uit wat daar voor is. Onthou die seer van sonde en wees versigtig vandag om nie dieselfde sonde te doen nie. Elke dag is 'n nuwe geskenk en die môre as jy jou oë oopmaak en jy sê, Here, ek het vir u brood nodig. Dan is God getrou deur sy gees en deur sy woord om jou te versterk. Daarom sê 2 Korintiërs 11 vers 2, Paulus sê, ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Ek wil net gou vra, ek wil nie tyd opneem nie, met wie praat Paulus hier? Hy praat met die gemeente in Korinthe, en hulle was die geestelikste gemeente in die Bybel, u onthou mos? Hulle het niks sonde gedoen nie, hulle is nie oor die vingers getik oor goed nie, hulle was nou die ideale gemeente. Hulle het in tale gepraat, en hulle het gebrabbel, en hulle het op en af gespring, en die man het sy ma vir 'n vrou geneem, en nee, hierdie was nie 'n ideale gemeente nie. Maar Paulus sê, ek wil julle oproep, dat julle soos 'n reine maagd voor Christus eendag sal staan. Met ander woorde, los die sonde, en lewe eie aan die lewe van 'n kind van God. Ons kan nie bely ons behoort aan die Here en ons praat en ons doen en ons leef soos die wêreld nie. Christus doen nie halwe werk nie. As hy 'n werk doen, doen hy 'n volkome werk en dit word prakties in my lewe wanneer ek uitleef dit wat Christus in my siel gedoen het. Efesiërs 5:27 sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Ek wil vanmôre vir jou vra, moenie moedeloos word in hierdie pad saam met die Here nie. Hierdie 144,000 getuies was mense wat voor die Here onbevlek geleef het. Was hulle sondeloos? Nee. Ek dink daar's ook tye wat hulle gefaal het. Maar 'n kind van die Here, die Bybel sê al val 'n regverdige 7 maal. Elke keer staan hy op. Waarom? Want is God se gees wat uitroep. Abba, Vader, my Vader, ek is jammer, ek het u teleurgestel, vergewe my. Daar is berou in my siel en ek staan op met nuwe krag en ek sê, Here, oë gefestig op Jesus. En dan val ek en ek staan op. Bly nie lê nie. Want die Here se einddoel is dat Christus in my gestalte sal kry. Hoe lyk u in my lewe vanmôre? Maak dit u nie opgewonde as u in die woord sien dat die Here vir u en vir my meer as oorwinnaars in sy naam wil maak nie? Hy roep, hy red en hy heilig ons tot sy eer. Daarom sê Paulus vir die gemeente in Thessalonika, hoofstuk 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede. Die Here wil nie in vyandskap met jou leef as sy kind nie. Daar het vrede gekom deur die bloed van Christus. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Vers 24, memoriseer hierdie verse. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Ek wil vanmôre vir jou praktiese raad gee. As jy môreoggend opstaan of as jy vanaand gaan slaap, sê vir die Here, Here, ek het geen vermoë om die geestelike pad te stap saam met u, as u my nie deur u gees in staat stel nie. As u nie elke môre u afhanklikheid aan God gaan verklaar nie, gaan u later kom op 'n punt dat jy in sonde leef en jy gaan dit eers meer basies agterkom nie, tensy daar in jou lewe goed gebeur waar die Here miskien jou tug en jy begin agterkom. Daar is dinge in my lewe wat nie reg is nie. Vir ons wat aan die Here behoort, het ons die noodsaaklikheid om te sien, hy wat ons roep is getrou, hy sal die goeie werk wat hy begin het volëindig. Ons verklaar ons afhanklikheid aan hom. Hierdie 144,000 vriende was vrygekoop van die aarde. Hulle was moreel en sedelik rein. Hulle was getrou onder baie moeilike omstandighede. Hulle was mense wat die waarheid gespreek het, daar was geen bedrog in hulle mond nie. En hulle was sonder geestelike gebrek. In ander woorde, daar was nie hierdie lewe van sonde wat hulle geleef het. Ek sluit af met die woorde, dit is hoe u in my lewe moet wees. Ons wat getuig het, ons wag op die koms van die Here Jesus Christus. As ons werklik glo Jesus se koms is naby, sal ons so wil leef. Mag die Here u en my daartoe in staat stel.
Maar die pragtige lied sê, die lewe wat ek leef, bring dit my nader aan U. En die gedagtes wat ek bedink, bring dit my nader aan U. Mag die Here uit hierdie 144.000 getuies, uit Openbaring 7 en Openbaring 14, my en jou hart net versterk. Ons oproep tot 'n lewe van toewyding. En mag ons sê, Here, nie in my krag nie, maar in die krag van U Gees alleen. Kom ons bid saam. Wonderlike hemelse Vader, wat kan ons vir U sê, wat U nie weet nie? U is 'n goeie God, genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid. Die psalmdigter sê, geweldig is sy goedertierenheid oor die mens. Here, ons slaan ons hande saam as ons dink aan U lankmoedigheid oor ons en hoe U ons verdra, ten spyte van ons sonde en ons swakhede. Dankie dat ons vanmôre bemoedig word uit die 144.000 getuies, dat hulle, Here, wat vrygekoop was, sedelik en moreel rein gelewe het, en dat hulle, Here, in elke opsig U verheerlik het, en Here, getuie was vir U wonderlike naam, en hulle sonder gebrek voor U gewandel het, en ek bid so, Here, dat ons dieselfde gesindheid sal koester. Dat ons nie moeg en moedeloos sal raak as ons val en struikel en sondig nie. Help ons om nie soos fariseërs te wees en iets voor te gee wat ons nie is nie. Dat ons almal stoei met sonde. Ons stoei met die wêreld, ons stoei met die duiwel. Maar Vader, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefgehad het. Daarom sê Paulus in Romeine 8, ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of toekomende dinge julle sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ons as U kinders, Here, is verseël deur U Gees en daarom sal U ons heilig. Ons kom meld aan vanmôre en sê, Here, neem my lewe. Laat dit, Heer, U gewy wees. Meer en meer. Dit alles ter wille van die groot offer wat Christus aan die kruis betaal het. Wat 'n geweldige offer. Die lam wat verbrysel is, sodat ek gered kan word van die hel. Om nou voortaan te lewe vir Hom, wat vir my die voorbeeld gestel het. Johannes sê dit so mooi, as julle dan aan Christus behoort julle self te wandel soos hy gewandel het. Hy is die absolute standaard en voorbeeld. En ons bely, Here, ons kan nie daarby uitkom, as U nie deur U Gees ons daartoe in staat stel nie. Ons vra vir gedissiplineerde, toegewyde, heilige lewe, sodat U glimlag oor ons lewe kan wees, en U verheerlik kan word in alles. Amen.